So in hierdie les is ons nou nog steeds besig met die oplos van vergelykings. In al die vorige lessies het ons geleer hoe om lineêre vergelykings op te los. Na die lineêre vergelykings het ons geleer om kwadratiese vergelykings op te los. En na die kwadratiese vergelykings het ons geleer van gelyktydige vergelykings. Onthou die gelyktydige vergelykings het ons 2 veranderlikes gehad wat gelyktydig geld en dan het ons 2 vergelykings om die gelyktydige vergelykings op te los. Nou in hierdie lesie gaan ons kyk hoe ons hierdie lineêre vergelykings, kwadratiese vergelykings en gelyktydige vergelykings gebruik om praktiese probleme uit die alledaagse lewe op te los. So hierdie praktiese probleme word altyd vir ons in woordprobleme gevra. Nou ek weet baie hou nie van woordprobleme nie, maar ons gaan in hierdie lesie probeer om vir julle gemaklik te maak met woordprobleme en te leer hoe om 'n woordprobleem te benader. So kom ons kyk na die metode wat ons gaan toepas om woordprobleme te benader. Nou die eerste ding wat jy altyd moet doen is om jou vraag mooi te lees. Dis hoekom ek sommer skryf lees, lees, lees en maak seker dat dit vir jou sin maak. Nou as jy jou vraag baie goed gelees het en dit maak vir jou sin, kan jy 'n sketsie teken of dit 'n bietjie illustreer indien dit vir jou nodig is. Dit help baie keer om 'n prentjie te maak. Die tweede stapie wat jy nou moet doen is om te besluit wat jy die onbekende, die x-waarde wil maak. Gewoonlik is die onbekende dit wat gevra word, so jy laat jou lei deur dit wat gevra word. Nou hier kan ek net vir jou 'n wenk gee. So die wenk wat ek vir jou hier kan gee is indien daar meer as een onbekende voorkom, stel die een met die kleinste waarde gelyk aan x. Dikwels moet jy nou 'n ander onbekende in terme van die x wat jy gekies het, skryf. Jy kan die ander onbekende y maak, maar dan moet jy 2 vergelykings kan opstel om die 2 onbekendes op te los. So as jy sien jy gaan nie met 2 vergelykings regkom of kan opstel nie, dan werk jy net met die 1 onbekendetjie. Dan moet jy die 1 in terme van die 1 onbekende uitdruk. Nou gaan jy jou vergelyking opstel. Die 5de ding wat jy doen, is maak seker dat jy jou vraag beantwoord. Die laaste ding wat jy kan doen is om jou antwoorde te toets. Goed, nou is dit ons metode. Ek wil net vir julle 'n klein bietjie nuttige inligting gee, wat julle ook kan gebruik by die oplos van woordprobleme. Onthou, die oppervlak van 'n reghoek is jou lengte maal met jou breedte. Die omtrek van jou reghoek, wat is sy formule, kan julle onthou? Is 2 maal jou lengte plus jou breedte. Nog 'n nuttige inligtingkie wat julle kan onthou, wins is altyd gelyk aan jou verkoopprys minus jou
kosprys of koopprys. Verkoopprys minus jou koopprys. Die derde enetjie wat julle kan onthou, is as ons hierdie driehoekie teken, spoed is ons afstand oor tyd. So uit dit kan ons sê, spoed is altyd afstand op tyd. En ons kan altyd sê, afstand is altyd ons spoed maal met ons tyd. En ons tyd is altyd ons afstand gedeel deur ons spoed. Verder, as ek x 10 cent munte het, of geldstukkies het, dan is die waarde van hierdie x 10 cent muntstukkies se waarde is dan 10 keer x, so 10x cent. Hulle vra altyd graag somme oor ouderdom. As ek nou x jaar oud is, hoe oud sal ek oor 3 jaar wees? So as jy nou 10 is, hoe oud is jy oor 3 jaar? 10 plus 3. As jy nou 17 is, hoe oud is jy oor 3 jaar? 17 plus 3. So as ek nou x jaar oud is, sal ek oor 3 jaar x plus 3 jaar oud wees. Goed, nou gaan ons met ons voorbeelde van woordsomme begin. Die enigste manier wat ons dit nou gaan doen is om dit maar net te oefen. So ons eerste voorbeeldjie begin ons mee. Goed, so ons eerste ding is, ons moet lees, lees, lees. So ons kyk na die vraagie, hulle sê daar is 2 opeenvolgende heelgetalle. 2 opeenvolgende heelgetalle. Wat so is, dat 1/4 van die eerste saam met 1/7 van die tweede gelyk is aan 19. Met ander woorde, ons sien dit is 1/4 van die eerste, saam beteken dit is die som met 1/7 van die tweede gelyk is aan 19. So ons sien dit moet gelyk wees aan 19. Bepaal die moontlike waardes vir die getalle. Goed, nou moet ons besluit wat ons die onbekende wil maak. So ek gaan sê, stel die een getalletjie, die eerste getalletjie, is nou x. So, hulle praat van opeenvolgende heelgetalle. Wat beteken opeenvolgende heelgetalle? Hoe gaan die tweede getal dan lyk? As hy op x moet volg, heelgetal, dan beteken dit gaan word x plus 1. Nou sê hulle vir my, 1/4 van die eerste, hoe gaan ek skryf 1/4 van die eerste, is 1/4 van die eerste is my xie. Verder sê hulle vir my, saam wat die plus is, 1/7 van die tweede, wat is 1/7 van die tweede? 1/7 van x plus 1.
is gelyk aan 19. Met ander woorde, ek het my is gelyk aan 19. So, ek het nou gesien wat my onbekende is, ek het besluit watter enetjie wil ek wat maak, en nou het ek my vergelyking opgelos. Nou beteken dit, ek moet hierdie vergelyking gaan oplos. Goed, ek het my 'n kwart van x plus, in die eerste plek gaan ek my hakies verwyder, né? So ek gaan nou sê, 'n 7de maal x gee vir my 'n 7de x. 'n plus maal 'n plus is 'n plus, en 7 maal met 1 gee vir my, 'n 7de maal met 1 is 'n 7de. En dit alles is gelyk aan 19. Goed, nou kan julle sien ons het ons lineêre vergelyking wat ons moet oplos, né? So wat gaan ons nou doen? Ons gaan die KGV kry en ons KGV van 7 en 4 is 28. Nou kan julle nog onthou, ons maal elke term met 28. Elke termpie, want wat ek met die een doen, moet ek met al die ander doen. Goed, so as ek nou gemaal het met 28, dan sê ek 4 gaan in 28 in 7 keer, so ek kry 7x, plus, volgende ene, my 7 gaan in 28 in 4 keer, dan kry ek plus 4x, plus, onthou nou ek maal, so 7 gaan in 28 in 4 keer, ek het dus 'n plus 4, is gelyk aan, en 19 maal met 28, gee vir my 532. Onthou nou met ons lineêre vergelykings, wil ons alles met x aan die een kant hê, alles wat nie x het nie, gaan na die ander kant toe, so die 4 gaan oor in hy worte, minus 4, so ek kry my gelyksoortige terme, het ek my 7x en my 4x, ek het dus 7 plus 4 is 11x, is gelyk aan 532 minus 4. Met ander woorde, 11x is gelyk aan 528. Ek wil my x alleen hê, so ek gaan deel deur 11, wat ek links doen, moet ek regs doen, en ek kry daarom die antwoord dat x gelyk is aan 48. Goed, so hulle vra vir my, bepaal die moontlike waardes vir die getalle. Met ander woorde, ek het x is 48, so die ander getalletjie gaan wees x plus 1, wat met ander woorde 49 is. So ek antwoord my vraagie, ek sê die twee getalle is 48 en 49. Nou kan ons gou as ons toets, dit hoef jy nou nie altyd neer te skryf nie, maar om net seker te maak in die eksamen, kan jy gou dit gaan instel. Jy kan sê 'n kwart van 48 plus 'n 7de van 49, en dit gee vir my 'n kwart van 48 gee vir my 12, en 'n 7de van 49, wat is dit? Is reg, is 7, en 12 plus 7 is 19, en ek kan sien my antwoorde is heeltemal reg. Goed, ons kyk na ons tweede voorbeeld. Goed, ons tweede voorbeeld sê vir ons, by 'n getal met 2 syfers is die som van die syfers gelyk aan 9. As die syfers omgeruil word, is die nuwe getal ook 9 minder as die oorspronklike getal. Nou vra hulle vir my, bepaal die nuwe getal. Goed, so,
as ons vraagie lees, kan ons nou hier sien, ek het 'n getal met 2 syfers. Dit beteken dis definitief 'n getal wat in die tiene is, né? Die som van die syfers is gelyk aan 9. So kom ons kyk. Goed. Wat ons gaan sê is ons stel die syfers. Onthou dis nou 2 syfers is x en ons maak die x ons tiene syfer. Is julle reg? Ons maak die x ons tiene syfer en y is ons ene syfer. So hoe sal my getal dan lyk? As ek nou dink aan hierdie getal, dan gaan my getal mos nou wees as x die tiene syfer is, dan is my getal 10 keer x om my tiene syfer te hê, plus my ene syfer. Goed, die volgende deeltjie van my som sê vir my, die som van die syfers is gelyk aan 9. Die som van die syfers is gelyk aan 9. Dit beteken nou nie die tiene nie, dit beteken x, soos wat sy syfertjie is, plus my y moet gelyk wees aan 9. So hier kan julle sien, het ek nou my eerste vergelykingkie opgestel. Nou sê hulle vir my, as die syfers omgeruil word, met ander woorde, hoe gaan ons nuwe getal lyk? Ons het nou die syfers omgeruil. So vir die nuwe getal is y die tiene syfer en x is my ene syfer. So hoe gaan my nuwe getalletjie lyk? My nuwe getal gaan mos nou wees dis reg, my nuwe getal gaan wees 10y plus x. Nou lees ons verder, as ons nou mooi verder lees, sê ons, die nuwe getal is ook 9 minder as die oorspronklike getal. Wat is my oorspronklike getal? Is 10x plus y. As ek nou van hom 9 aftrek, dan kry ek my nuwe getal wat 10y plus x is. Goed, jy kan ook hier redeneer. My nuwe getal 10y plus x plus 9. Nou plus 9 gaan vir my die eerste getal gee, 10x plus y. Goed, so kom ons los eers hierdie op, want nou gaan ons uit ons tweede vergelyking kry, né? Ons onthou alles met x'e aan die een kant, met die y'e aan die een kant, so ons het 10x plus y minus 10y minus x is gelyk aan 9. So, wat het ons gedoen? Ons het nou die 9 regs gevat en ons het die 10y en die x links gevat. As ek hom nou vereenvoudig, dan kry ek 9x minus 9y is gelyk aan 9. Uit hierdie vergelyking uit, kan ek nou ook gaan en regdeur gaan deel met 9, dan maak ek die vergelyking vir my makliker, so ek kry x minus y is gelyk aan 1. En dit is nou my tweede vergelyking. Goed, as julle nou kan onthou, uit ons oplossing van
Gelyktydige vergelykings is die metode wat ons gebruik het, is eliminasie of substitusie. Nou as ek nou gaan kyk na hierdie ene, dan gaan ek nou hier sien, ek het in my eerste vergelyking 'n plus y en in my tweede vergelyking 'n minus y. So ek gaan sommer van eliminasie gebruik maak. So my eerste vergelykingkie is x plus y is gelyk aan 9. My tweede vergelyking is x minus y is gelyk aan 1. So, ek gaan sê vergelyking 1 plus vergelyking 2. Met ander woorde, ek kry x plus x is 2x en 9 plus 1 is 10. So as ek nou vir x wil oplos, wat moet ek nou dan doen? Dis reg, ek moet deel deur 2, wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kry x is gelyk aan 5. Nou moet ons nog net vir y uitwerk. So ek gaan nou enige een gaan ek gebruik. Ek het mos nou my eerste vergelykingkie, so ek gaan x gelyk aan 5 sommer in my eerste vergelyking instel. So ek kry 5 plus y is gelyk aan 9. Ek wil y alleen hê, met ander woorde die 5 gaan oor. So y is gelyk aan 9 minus 5. Daarom is y gelyk aan 4. Nou moet ons net mooi lees, hulle het vir ons gevra, bepaal die nuwe getal. So wat gaan my nuwe getal wees? My nuwe getal is met ander woorde gelyk aan 10 maal 4 plus 5 en dit is gelyk aan 45. Kom ons gaan kyk net na die ander deel as ons hom nou oplos, die of deel. Uit hom uit gaan ons presies dieselfde kry. Al wat ons nou gaan hê, ons moet x'e alles na die een kant toe vat. Met ander woorde, ons vat die 10x en die y links en ons gaan die 9 regs vat. So nou gaan ons kry 10y minus y plus x minus 10x is gelyk aan minus 9. Nou kry ons 9y minus 10x, 9y minus 9x is gelyk aan minus 9. So ek gaan weer regdeur deel met 9, so ek kry y minus x is gelyk aan min 1. En dit is dan nou my tweede vergelyking. Nou kan ons nog steeds sien, ons kan nog steeds met die eliminasieproses gaan werk. So as ek nou het x plus y is gelyk aan 9, wat my eerste vergelykingkie is, het ek minus x plus y is gelyk aan minus 1 en dit is my tweede vergelykingkie. Ek gaan nog steeds nou sê vergelyking 1 plus 2 gaan vir my gee x minus x is 0, y plus y is 2y en 9 minus 1 is 8. Ek wil y alleen hê, so ek gaan deel deur 2, met ander woorde ek kry y is gelyk aan 4. Kan julle sien, ek kry presies dieselfde antwoord, al verskil is ek het nou net eers vir y uitgewerk. So stel y gelyk aan 4 in vergelyking 1 in, dis my gelyktydige oplossing, so ek kry x plus 4 is gelyk aan 9, en vir my x'ie alleen hê, so die 4 gaan oor, met ander woorde ek kry x is gelyk aan 9 minus 4, so x is gelyk aan
en my nuwe getal is dan steeds 45. Goed, ons gaan aan na ons derde voorbeeld toe. Ons derde voorbeeldjie sê vir ons, 'n man is 9 keer so oud soos sy seun. In 3 jaar sal die pa net 5 keer so oud soos sy seun wees. Wat is die ouderdom van die man en sy seun? Goed, so as ons mooi lees ons nou hierso, 'n pa is 9 keer so oud soos sy seun. Volgende ding wat ons sê, in 3 jaar sal die pa net 5 keer so oud soos sy seun wees. Wat is die ouderdom van die man en sy seun? Goed, so ons moet besluit wat ons die onbekende wil maak. En ons het gesê, gewoonlik maak ons die onbekende maar die kleinste. So ek gaan sê, gestel die seun is x jaar oud. So as die seun nou x jaar oud is, hoe oud gaan die vader dan wees? Hoe oud is die man dan? Die vraag sê, 'n man is 9 keer so oud. 9 keer beteken 9 maal x jaar oud. Ons skryf dit mos nou maar net as 9x. Goed, nou sê hulle in 3 jaar, so hoe oud gaan die seun oor 3 jaar wees? Ons het mos nou in ons nuttige wenke het ons gesien, dit is mos nou x plus 3, want as jy nou 16 is jy oor 3 jaar 16, plus 3 is 19. Nou, hoe oud gaan die man oor 3 jaar wees? Dis reg, die man gaan oor 3 jaar mos nou my 9x wees, plus die 3 jaar wat hy mos nou ouer geword het. Nou sê die som vir my, in 3 jaar sal die pa 5 keer so oud soos sy seun wees. So as die pa, hoe oud is die pa nou? 9x plus 3 jaar. En hulle sê dit sal 5 keer so oud soos sy seun wees. 5 keer so oud soos sy seun. So dis 5 maal met x plus 3. Goed, nou moet ons net vir x oplos. So ons het 9x plus 3 is gelyk aan. En hier het ons nou 5 maal x, gee vir my 5x. En dan het ons 5 maal met 3, plus maal 'n plus is 'n plus, 5 maal 3 is 15. Ek moet my x'ie oplos. Met ander woorde, alles wat x'e het gaan links, alles wat nie x'e het nie gaan regs. So ek het 9x minus 5x is gelyk aan 15 minus 3. Ek kry met ander woorde 4x is gelyk aan 15 minus 3 is 12. Goed, ek wil x alleen hê, so wat moet ek nou doen? Ek deel deur 4 en wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, x is gelyk aan 3. Ek moet my vraagie beantwoord, so ek sê die seun is nou 3 jaar en die man is nou 9 maal 3 is 27 jaar.
Goed, so jy kan nou toets. Kom ons toets hierdie een, ons nie die vorige een getoets nie, maar hy het so reg uitgewerk, so kom ons toets net gou. As die seentjie nou 3 jaar oud is, 3 jaar nou, dan is hy, oor 3 jaar is hy 6 jaar oud. 9 maal 3 is 27 jaar, dit is presies so. Oor 3 jaar is die man dan 30 jaar, en ons kan sien 6 maal 5 is 30, so ons sommetjie is heeltemal reg. Ons kyk na ons 4de voorbeeld. Ons 4de voorbeeldjie sê vir ons, kaartjies vir 'n konsert kos R675 vir volwassenes en R450 vir kinders. Daar was 2 keer soveel volwassenes as kinders. Die verkope van die kaartjies het R360.000 beloop. Hulle vra nou vir my, hoeveel volwassenes en hoeveel kinders het die konsert bygewoon? Goed, so ons moet gaan kyk wat ons hier lees. Ons sê, 'n kaartjie het gekos R675 vir volwassenes. Volgende prysie wat ons sien is die R450 vir die kinders. Belangrike ding wat ons moet leer is, daar was 2 keer soveel volwassenes as kinders. Die verkope van die kaartjies het R360.000 beloop. Hoeveel volwassenes en hoeveel kinders het die konsert bygewoon? Goed, so ek sal sê gestel, want onthou daar's nou meer volwassenes as kinders, daar is X kinders wat die konsert bygewoon het. Hoeveel volwassenes sal daar dan wees? Ons het gelees 2 keer soveel volwassenes, met ander woorde 2x volwassenes was by die konsert. As 'n kind nou R450 betaal het vir 'n kaartjie, hoeveel gaan die geld wees wat die ingesamel is deur die kinders? Dit is reg, dis 450 maal x, né? En as ons nou kyk na dit wat die volwassenes betaal het, die volwassenes het R675 betaal. So hoeveel sou hulle geïn het? 675 maal met die aantal volwassenes wat daar was. En dit alles saam moes vir ons R360.000 ingebring het. Goed, so ek moet daai nou oplos. So ek kry 450x plus, wat is 675 maal 2, gee vir my 1350x, en dit saam gee alles saam vir my R360.000 geïn. So, as ek my sommetjies doen, kry ek 1800x is gelyk aan 360.000. Onthou, ek wil nou x alleen hê, so wat gaan ek doen? Ek gaan deel deur die 1800, maar onthou wat ek links doen, moet ek regs doen. Ek kry met ander woorde, x is gelyk aan 200. So, hoeveel kinders was by die konsert? Daar was 200 kinders by die konsert. Wat beteken dit dan? Hoeveel volwassenes was daar? Dis reg, 2 maal 200 is 400 volwassenes. Nou kan ons gou kyk of ons reg gewerk het.
Goed, as ons net gou toets, dan gaan ons sê 450 maal met 200 plus 675 maal met 400. Nou kry ons 450 maal 200 gee vir my R90.000 plus die 675 maal 400 wat R270.000 is. As ons dit by mekaar tel, dan kry ons, dit gee vir my 'n totaal van R360.000. Met ander woorde, ons sommetjie is reg. Kyk na ons volgende voorbeeldjie. Goed, ons volgende voorbeeld sê vir ons, 'n vliegtuig neem 4 uur minder om 'n reis van 240 km af te lê as 'n motor wat teen 1/5 van die spoed van die vliegtuig ry. Nou vra hulle vir ons, bereken die spoed van die motor. Nou goed, hierso is dit nou nogal 'n belangrike dingetjie wanneer mense hierdie tipe sommetjies doen, is om 'n tabelletjie op te stel. Goed, so as ons tabelletjie opstel, kom ons kyk gou. Ok, ons stel ons tabelletjie op. Nou, wat het ons hier? Ons het 'n vliegtuig. Met ander woorde, my vliegtuig kom in die 1 kolommetjie. Dan het ons nou 'n volgende vervoertuig en dit is 'n motor. Met ander woorde, die motor kom in my ander kolommetjie. Nou het ons afstand. Wat is ons afstand? 'n vliegtuig neem 4 uur minder om 'n reis van 240 km te voltooi. So, die afstand is vir die vliegtuig en die motor albei presies dieselfde. Wat vra die vraag vir my? Ons het afstand en ons het spoed en ons het tyd. Die vraagie vra vir my, bereken die spoed van die motor. So, my onbekende gaan die spoed van die motor wees, né? En die motor se spoed is ook mos nou baie minder as die vliegtuig se spoed, so hy is nou maar die kleinste, en die vraag vra ook, bereken die spoed van die motor. So, nou kan ons die spoed van die vliegtuig uitredeneer. So, wat gaan die spoed van die vliegtuig wees? Die vraagie sê vir ons, die motor ry teen 1/5 van die spoed van die vliegtuig. Met ander woorde, as die motor teen 1/5 van die spoed van die vliegtuig ry, beteken dit die vliegtuig se spoed is 5 keer die van die motor. Nou as ons weer dink aan ons tabelletjie, as ons weer dink aan ons driehoekie, dan weet ons mos nou uit dit uit, afstand is spoed maal tyd. Verder weet ons nou, ons wil ons tyd uitwerk, so hoe werk ons tyd uit? Ons tyd is afstand gedeel deur spoed. So ek het nou 240 op 5x is die tyd wat die vliegtuig gaan neem, terwyl die motor 240 op x lank gaan neem om te ry. Nou moet ons onthou, die vliegtuig neem 4 uur minder. Met ander woorde, jy kan hom nou weer op een van twee maniere doen. As ons nou die motor se tyd het, wat 240 op x is, en ek tel 4 ure by hom,
dan kom ek by 240 op 5x uit. Okay? So, nou moet ons het ons vergelyking opgestel, nou moet ons hom net oplos. Kom ons gaan net terug, ons vliegtuig se tyd is 240 op 5x en ons motor se tyd is 240 op x. Met ander woorde, as ons nou kyk na ons vliegtuig se tyd, is 240 op 5x. Met ander woorde, as ek my motor se tyd wil uitwerk, moet ek mos nou 4 ure daar bytel. Want my vliegtuig vlieg 4 ure vinniger as my motor. Met ander woorde, my vliegtuig se tyd plus nog 4 ure gaan vir my motor se tyd gee. Goed. Nou moet ons hierdie vergelyking oplos. Met ander woorde, ons KGV is 5x. Goed, ek gaan regdeur maal met die 5x, né? Onthou, ek maal elkeen nou met 5x, ek maal met 5x en ek maal met 5x. So, as ek nou hier sien, dan sien ek nou my 5x kanseleer uit en ek kry 240 plus 4 maal 5 is 20x is gelyk aan. Hierdie kant sien ek my x's kanseleer uit en 240 maal 5 is 1200. Ek wil my x alleen hê, met ander woorde my 240 gaan oor, ek het 20x is gelyk aan 1200 minus 240, so 20x is gelyk aan 960. Ek wil my x'ie alleen hê, met ander woorde ek moet deel deur 20 wat ek links doen, moet ek regs doen, so ek kry x is gelyk aan 48. Met ander woorde, daarom is die spoed van die motor is 48 km/uur. Onthou, hulle vra nou vir my om die spoed van die motor te bereken. Of, ons kon nou gesê het, ek het die spoed van die motor is 4 ure stadiger as die spoed van die vliegtuig. So as ek van die motor se tyd af 4 ure aftrek, dan moet ek by die spoed van die vliegtuig uitkom. So my KGV is 5x. Ek gaan maal met 5x regdeur. Nou kan ek sien die x'e kanseleer uit, so ek kry 240 maal 5 is 1200 minus 20x is gelyk aan, en hierdie 5x'e kanseleer uit, 5 en die x'e kanseleer uit, is gelyk aan 240. Nou wil ek my x alleen kry, so ek sal die x regs vat, en my 240 kom links. Nou het ek 1200 minus 240 is gelyk aan 20x. Met ander woorde, ek kry 960 is gelyk aan 20x. Ek deel deur 20 aan albei kante. Met ander woorde, ek kry 960
gedeel deur 20 gee vir my, x is 48 km per uur. So die spoed van die motor, en jy skryf my jou antwoordjie neer, die spoed van die motor is 48 km per uur. Ons laaste voorbeeldjie waarna ons gou kyk, is na twee fietsryers wat onderskeidelik teen 20 km per uur en 24 km per uur ry. Hulle is 198 km van mekaar af. Met ander woorde, as ek dink aan 'n fietsryertjie hierso, en ek het 'n fietsryertjie, as jy nou die prentjie kan probeer sien, ek het 'n fietsryer aan die kant, en hulle is nou 198 km van mekaar af. So hierdie een spring hier weg en hy ry teen 20 km per uur. Daai een spring daar weg en hy ry teen 24 km per uur. Nou vra die vraag vir ons, as hulle gelyktydig na mekaar toe ry, hoe laat sal hulle ontmoet? Goed, so ons gaan gou weer 'n tabelletjie opstel. As ons nou kyk na ons tabelletjie, dan gaan ons nou sê, hulle vra vir ons, as hulle gelyktydig na mekaar toe ry, hoe laat sal hulle ontmoet? Met ander woorde, ons tyd is wat hulle vir ons vra, so ons gaan ons tyd gelykstel aan x. Goed, so ons het nou fietsryer 1, en ons het fietsryer 2. Die afstand wat hulle van mekaar af is, moet ons nou oordink. Hulle het vir ons gesê, die afstand is 198 km van mekaar af. Die spoed waarteen die een ry is 20 km per uur, en die ander een ry teen 40 km per uur. Ons weet, ons afstand is 198 km, né? Goed, die tyd wat fietsryer 1 neem, gaan x wees, en die tyd wat fietsryer 2 neem, gaan mos nou dieselfde tyd wees, want as hulle van 9 uur wegspring, gaan hulle dieselfde tyd ry tot waar hulle mekaar ontmoet. Al wat ons nou net moet uitwerk, is die afstand teen die spoed wat hulle ry. So onthou uit ons driehoekie uit, afstand is ons spoed maal met ons tyd. Met ander woorde, in die tyd gaan fietsryer A spoed maal tyd is 20x kilometer ry. Fietsryer 2 gaan 24x afstand af lê. Gesamentlik moet hulle hierdie 198 km af lê. So, ons kan sê die afstand van spoedryer 1, 20x, plus die afstand van spoedryer 2 moet gelyk wees aan 198 km. Nou gaan ek net vir x oplos. Ek het my vergelykingkie opgestel, so ek kry 44x is gelyk aan 198, en as ek nou x uitwerk, is dit 198 gedeel deur 44, en dit gee vir my 4,5 ure wat hulle ry. So, as ek nou sien hulle ry 4,5 ure, dan kan ek antwoord, hulle ontmoet mekaar na 4,5 ure,
So, hoe laat sal hulle ontmoet as hulle 9 uur weggespring het? Met ander woorde, hulle het 9 uur weggespring plus 4,5 en dit gee vir my 13,5. So, ek kan daarom sê, hulle ontmoet H30, want onthou 'n halfuur is 30 minute. Goed, ek hoop die paar voorbeelde van woordsomme wat ons nou saam gedoen het, help vir jou sien hoe om 'n woordprobleem op te los. Ek gaan vir jou 'n heel paar huiswerksomme skryf. Oefen dit in, dit sal jou baie help. Geniet dit.